Goeiemôre aan elkeen van u. As ons 'n tema vandag vir hierdie boodskap sou gee, sou ons sê: vergewe soos Christus ons vergewe het. In hierdie week het daar redelike goed gebeur en ek wil graag met u deel. Ek staan nie vanoggend hier voor u as 'n dominee of 'n pastoor of as 'n priester of enigiets nie. Ek staan vandag hier voor u as 'n kind van God wat 'n getuienis het. Terwyl ek daar agter gestaan het, het ek onthou wat in die Bybel staan in Genesis 19, toe Abraham by God gepleit het en gesê: Vader, as daar net 50 regverdiges is in Sodom en Gomorra, sal U die stad spaar. En Vader het gesê, ja, God het gesê, ja, ek sal die stede spaar. En later gaan Abraham in nederigheid na God toe en hy vra vir God: Here, is dalk nou nie 50 mense nie, maar as daar 40 is in Sodom en Gomorra, sal U die stede spaar. En God het gesê, ja, ek sal. Later het Abraham weer met God gepraat. Nie in die gees om met God te onderhandel nie, want wie is ons om met God te onderhandel? Om in nederigheid vir God te vra: Here, as daar 30 is. Later, Here, as daar 20 is. En later het hy vir die Here gevra: Here, as daar 10 is, sal U Sodom en Gomorra spaar. En die Here het gesê, ek sal. Ongelukkig was daar nie 10 nie. Maar wat ek wel kan sê met 'n blye hart, ons is vanoggend baie meer as 10 hier. Daarom sal God hierdie gemeente, sy gemeente, en ons spaar wat hy is. So die boodskap vandag is vir elkeen wat hier sit. Moenie na die leesstoele kyk nie. 'n Groot mentor het eendag vir my gesê, as jy die engele kan sien wat hierdie stoele vol maak, sal ons verstom staan. Ons het geen benul nie, dit het nog nie eens in ons gedagtes opgekom wat die Here vir ons beplan het nie. So ek wil vir u sê vanoggend, ek glo dat die Here elkeen wat hier is vanoggend hiernatoe gestuur het om te hoor wat hierdie boodskap is. Ten spyte van die lang naweek, ten spyte van al die siektes, as jy vanoggend hier is, maak jou hart oop vir die Heilige Gees, want jy sal 'n boodskap van God ontvang. Nie van die persoon wat voor staan nie, allermins, maar van die Here self, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom na U toe vanoggend in groote afhanklikheid, Here, en in nederigheid. En ons vra, Here, dat die Gees vanoggend sal werk met elke persoon wat hier is, Here, en laat U hierdie boodskap kragtig sal oorbring, sonder kompromie met dit wat verkeerd is. Ek vra, Here, dat U sal stil staan en dat geen persoon kan sê, ek het hier uitgegaan dieselfde as wat ek hier ingekom het nie. Vader, ek vra U dat U deur die almag en deur die wysheid ons kom bemoedig, ons kom versterk. En Here, dit wat dalk in ons lewe is, vir ons kom uitwys, wat nog nie in lyn is met U woord nie. Here, en ek vra U dat U ons sal beskerm teen enige aanvalle wat nie van U afkom nie. En teen enige misleiding, Here. En ek wil vra, Here, dat U deur die Gees, as daar enige misleiding is wat hier van vooraf kom, Here, dit sal stil maak en dit sal stop, Here. Maar dit wat uit die woord uitkom, Here, en deur die Gees kom, Here, van die dakke af besyn sal word, Here, want as ons stil bly, dan sal die klippe dit uitroep in Jesus se naam. Amen. Ek kan onthou, laasweek het ons iemand gevra, 'n seentjie om vir ons te kom sê, waaroor gaan ons praat? En dis alles natuurlik deur die Heilige Gees. Niemand het geweet dat die ander persoon dit gaan sê nie, en ons het toe al gepraat oor onvergewingsgesindheid. En ons het gepraat
en gesê, ek het hierdie boodskap al 4 weke voorberei, en die Here het gesê, wag, vir 'n paar redes. Paar mense het my kom sien, enkele mense het my kom sien, maar ook in hierdie week het daar goed gebeur. Sien, nou kan ek hierdie preek uit my hart uit praat en ons kan dit prakties maak. Ons kan dit 'n doenboek maak. Ons hoef dit nie daar iets ver te doen wat die Here geskryf het net vir die Hoogheiligste nie. Dit vorm deel nou van ons. Kom ons lees saam uit Efesiërs 4 vanaf vers 25 vir die wat die Bybel saamgebring het. Efesiërs 4 vanaf vers 25 en wat Paulus hier vir ons geskryf het. Ons tema, vergewe soos Christus ons vergewe het. Ek wil dit eintlik anders sê. Here, leer ons om te vergewe soos wat U ons vergewe het. As ons die tema so 'n bietjie kan aanpas en dit meer persoonlik maak. Ek vra om jou hart oop te stel om te hoor wat die Here vanoggend vir jou wil sê. Efesiërs 4 vanaf vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Hoor gou wat sê die woord hier. Ons is mekaar se lede. Ons is deel van die liggaam van Christus. Vers 26. Word toornig. Nou hierdie is 'n boodskap op sy eie, ek het seker so 4 of 5 jaar terug. Hierdie is 'n opdrag. Dis nie 'n vraag nie. Word toornig beteken nie jy kan kwaad word nou wanneer dit na jouself toe kom nie. Word toornig wanneer die werk van die Here en die weduwees en die wees en die swakkelinge aangeval word. Dis 'n opdrag. Wees toornig en maar staan by en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor die toren nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel met die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat die genade kan gee aan die wat dit hoor, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Ek vra vir jou vanoggend, broer en gister in Christus, bedroef nie vanoggend die Heilige Gees as die Gees met jou praat nie. Deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos Christus ook, God ook in Christus julle vergewe het. Maar wees vriendelik en vol ontferming en vergeef mekaar soos wat God ook in Christus vir jou en vir my vergewe het. Nou geliefdes in die Here, as ek vanoggend vir elke een van u die geleentheid sou gee wat hier is en vir elkeen sou vra om hier na vorentoe te kom en ek sou vir jou vra, oom Tannie, vriend, en ek sou vir jou vra wat 'n broer en gister in Christus is. Vertel vir ons bietjie, wat is die grootste struikelblokke vir geestelike groei in 'n mens se lewe? Sal ons heel waarskynlik baie antwoorde kry. Die een persoon sal sê, daardie sonde is die grootste struikelblok. En die ander een sal sê, daardie is die grootste struikelblok. Sommige sal sê, die grootste struikelblok is gebedsloosheid. En ek sal vir u sê, ek is van mening dat almal gedeeltelik reg sal wees. Maak nie saak wat jy sê nie. Elkeen het ook sy unieke struikelblokke, dit is so.
Maar wat is die grootste struikelblok? Nou wil ek vanoggend vir elkeen wat hier sit, dit mooi en duidelik en hard sê, met die Bybel voor ons en met die Gees in ons midde om te sê, so spreek die Here wat dit staan in die Bybel. Nie uit ons eie emosies, uit ons eie gevoel uit nie. So spreek die Here, daar is een sonde wat dikwels so diep, hier diep in jou hart inkruip en wegkruip. Selfs aan toegewyde kinders van die Here. 'n Sonde wat huwelike vernietig. 'n Sonde wat gesinne uitmekaar uitskeer. En ek wil bysê, 'n sonde wat gemeentes verdeel. 'n Sonde wat vriendskappe vernietig. 'n Sonde wat mense uit ware kerke wat die boodskappe reg verkondig uitdryf. Wat selfs mense se verhouding met God self skade aandoen. En daardie een sonde is onvergewingsgesindheid. En dit is die boodskap wat die Here al 4 weke op my hart gelê het. Nou wil ek vanoggend vir u sê, in hierdie afgelope week, wat gebeur het, gaan ek nie die titel gee natuurlik nie. Vir ons gaan die titel nie saak nie, dit gaan oor die oplossing wat Christus vir ons bied. So ek bring vanoggend vir elkeen van u wat hier sit, bring ek hierdie boodskap vir jou, nie van iemand wat daar bo hierdie stryd staan nie. Inteendeel, die gebeure van die afgelope tyd, en spesifiek dinge wat in hierdie week gebeur het. Daarom is die boodskap uitgestel, dat die Gees dit uitgestel het my eie hart voor die Here ontbloot. Sien, wanneer mense jou seermaak, is dit goed, want jy leef mos nie meer nie, Christus leef in jou. En dit raak, as jy waarlik 'n kind van die Here is dit nie so van so belang as mense jou persoonlik seermaak nie, want jy leef nie meer nie, Christus leef in jou. En dit is nie snaaks vir 'n kind van die Here om seer gemaak te word nie. En daarom is dit nie heeltemal die fokus nie. Die fokus gaan nou wanneer die kerk van Christus, die gemeente van Christus, die swakkelinge, die weduwees en wees, en die mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie, te nagekom word en beskuldig word en seer gemaak word, dan het ons 'n verantwoordelikheid, soos wat Jesus self vir ons geleer het. Daar's 'n sonde wat nie verkeerd is nie, 'n toorn wat nie verkeerd is nie, wanneer ander mense te nagekom het. En hierdie ding het natuurlik baie groot geword hierdie week, nadat my vrou 'n oproep gekry het van iemand, en die werk van God is aangeval. Nie ons is niks nie. Die werk van God is aangeval. En wat ons is natuurlikse reaksie, en ek moet erken, dit was ook my natuurlike reaksie, want ons is nog nie in die hemel nie. Ons natuurlikse reaksie is om terug te slaan, veral ons manne nê, ons slaan terug. En nou gaan dit nie oor jou nie, gaan nie oor jou huisgesin nie, dit gaan oor God se koninkryk. Dit gaan oor dit wat baie meer is as net die eie ek. Ons het ook 'n reaksie. Somtyds is so iets gebeur om bitter te word. Ons praat oor onvergewingsgesindheid en ons word bitter. Of ons sê, ek sal vergewe, maar ek gaan dit nie vergeet nie. Dit seker almal al daai
gesegde gehoor. Maar toe kom die Here in hierdie week spesifiek na dit wat gebeur het na my toe en hy sê, jy gaan nie vergewe en vergeet nie. Jy gaan vergewe, maar jy gaan nie vergeet nie. En juist daaraan dat jy nie vergeet nie, daaraan word ek verheerlik. En die Here het dit duidelik gemaak deur sy skrif. As Christus my vergewe het, moet ek ook vergewe. Nie omdat ons sonde gering ag nie. Nie omdat die kruis nie groot genoeg is nie. En die woord van die Here het na my gekom. En hierdie verse soos gestraan en gesê, Matteus 5 vers 11, sê die Here, en omdat dit in die woord staan, kan ek sê, die Here het gesê, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. Dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor hom. Die versie wat gisterand die Here vir my net so gegee het, en daarmee aangesluit, en dis nie net vir my nie, dis vir elkeen wat hier so sit. Maar jy, 2 Timoteus 4 vers 5, sê, maar jy wat vanoggend hier sit, jy, wees nugter in alles. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, en vervul jou bediening. En elkeen van ons wat hier sit, wat 'n kind van God is, het 'n bediening. Baie mense vanoggend sit in kerke reg oor die wêreld. Hulle sit met Bybels in hulle hande, maar hulle sit met bitterheid in hulle hart. Hulle bid die Onse Vader, maar dra nog jare se woede hier in hulle harte. Hulle sing van God se genade, maar hulle kan daai persoon nie vergewe nie, of persone in die meeste van ons gevalle. En as hulle bid Onse Vader, dan is hulle nie meer broers en susters Christus in Jesus nie, want ek praat met kinders van die Here. Ons praat nie met die mense eers van die wêreld nie. Iemand wonderliks, 'n mentor stuur ook vir my gisterand 'n preek aan, van 'n prediker wat sê, dinge van die wêreld is nie eers so op die fokus nie. Sommige so in die kerk is die dinge op die fokus, en dis tyd dat ons die waarheid moet praat. Dis tyd dat ons nie meer doekies omdraai nie. Jy sien, hierdie mense met hierdie woede in hulle harte. En ek praat met kinders, ek praat dalk met jou vanoggend. Ons praat oor die kruis, maar weet jy wat? Ons leef nog as 'n gevangene van die pyn van ons verlede. Ek wil dit weer sê, hierdie woede en hartseer en bitterheid in jou hart. Jy leef nog as 'n gevangene van die pyn van jou verlede. Daarom kom die woord vanoggend na ons toe en hy sê, vergewe mekaar soos God julle vergewe het. Vrydag aand toe ek hier by die jeug was, julle moet dit beleef, en as jy toestemming, ons wil graag die jeug se boodskap op die groep sit. Ek het daar agter gesit, stil, en ek het net geluister, en ek sal vir julle sê, die Gees het gewerk. En die boodskap wat gekom het, het my so geraak, dat ek verstom geslaan het, hoe dit aansluit met wat die week gebeur het. Ek gaan vir julle sê, baie van die jong mense is baie meer oop vir die werking van die Heilige Gees, as ons ouer mense wat dink ons weet alles, en ons het al die antwoorde op al die vrae wat daar is.
Dis dalk tyd dat ons weer moet word soos kinders. So as jy nou sien hoe die Heilige Gees besig is om te werk, doen jouself 'n guns en kom een Vrydag aand en kom kyk hoe doen die Here 'n wonderwerk in die jong mense se lewe. Soos die vraag vanoggend vir jou. Wie's daar wat jy moet vergewe in jou lewe? Welke oom? Welke tannie? Daar's dalk 'n juffrou 30, 40, 50 jaar terug in jou lewe wat vir jou iets gesê het. Dalk iets wat in hierdie week gebeur het. Dalk iets wat vanoggend gebeur het. En dan moet ons vergewe. Nie soos ons voel nie. Want dit gaan nie hier oor menslike gevoelens nie. Dit gaan veel meer as dit. Ons moet vergewe nie soos die wêreld dit doen nie. En nie soos wat ons emosies dit wil hê nie. Ons moet vergewe soos Christus ons vergewe het. Nou ek wil graag vir julle 'n paar waarhede gee, 6 waarhede vanoggend oor vergifnis. En ons kan regtig weke lank gesels. Ek het dit net kort opgesom oor wat gebeur het en ek het dit probeer vaslê in 'n pen die afgelope 4 weke en die Here het net bygevoeg. En ek glo die Here gaan die naprediker wees en hy gaan vir jou nog meer openbaar. 6 waarhede waarna ons gaan kyk. Die eerste waarheid wat daar is. Vergifnis is die hart van die evangelie. Besef u dat as dit nie oor vergifnis gegaan het nie, dan was daar geen ware Christelike geloof nie. Die hele evangelie staan op die vergifnis van Jesus Christus. Hy het gekom om die prys te betaal wat ek nie kon betaal. Jesus Christus het gekom om die skuld wat ek hom skuld af te skryf. Toe Adam gesondig het die mense 'n skuldlas gekry. Hulle het skuld begin opbou, amper soos jou kredietkaart wat net elke maand meer en meer en meer word. En jy kan dit nooit betaal, die skuld wat jy nou het in die sondewêreld. So hierdie waarheid van vergifnis in die hart van die evangelie gaan nie oor jou goeie werke nie. Dit gaan nie oor hoe oulik en hoe pragtig en watter kampioen jy nou eintlik is en hoe mooi jy nou eintlik kan praat en wat se mooi woorde jy nou eintlik kan gebruik nie. Dit gaan nie oor die sogenaamde godsdiens van die tyd nie. Dit gaan nie oor die offers wat jy bring nie. Dit gaan nie oor jou menslike poging nie, want dan sal jy klaaglik misluk in jou vergifnis. Maar toe kom Jesus op Golgotha en hy neem die skuld op homself. En wanneer Jesus Christus op die kruis uitroep, dit is volbring, beteken dit jou en my skuld is betaal. Dit is nie bloot dan om maar net vir iemand te sê, as iemand na jou toe kom en sê, ek jammer sê, dis maar reg so nie. Kom ons wees maar eerlik, dit gebeur. Dis maar reg so nie. Of, is oké, kom ons vergeet maar net daarvan. Nee. Vergifnis beteken dat jou skuld afgeskryf word. Nou sê Paulus, soos God jou vergewe het, so moet jy ook ander vergewe. Die tweede waarheid oor vergifnis is, en daar is 'n groot misverstand oor vergifnis by ons mense van ons tyd. En ewe skielik, as die Here dit in jou openbaar en sê, ek het nooit dit so daaraan gedink nie. Baie mense dink, en ek praat met Christene vanoggend, met kinders van die Here, dink, as ek nie meer kwaad is vir iemand nie, dan het ek mos die persoon vergewe. En dis nie noodwendig waar nie. Jy kan ophou praat
en steeds bitterheid het hier in jou hart, weet jy wat? Jy kan glimlag, maar jy kan nog steeds die wrok hier in jou hart dra. Jy kan nog steeds daai persoon in jou hart veroordeel. En nou dink jy het dit vergewe. Jy kan vir die persoon sê, ek het jou vergewe. Maar dan onttrek jy net jou liefde van daai persoon. Jy onttrek jou omgee vir daai persoon. Jy onttrek jou warmte vir daai persoon. Jy straf nou daai persoon met jou houding wat jy het teenoor daai persoon. En geliefdes, dis nie hoe 'n ware kind van God vergifnis moet hanteer nie. Dit is nie Bybel gefondeerde vergifnis waarvan ons nou praat nie. En ons sê so baie keer, ek vergewe jou, maar ek sal jou nooit weer vertrou nie. Ek sal nooit weer dieselfde teenoor jou wees nie. Mag ek jou gebruik, bietjie pik vandag op jou? Ja. Sy het hierdie remote gesteel. Sy het nou daai remote gesteel. Wat is ons mense se houding? Ek vergewe jou, gee net die remote terug. Gee net die remote terug. Gee net vir my die remote terug. Gee net vir my, maar betaal net dit wat jy, maak net reg dit, dan vergewe ek jou. Is dit wat Christus gedoen het in die kruis? Wat kon ek en jy gedoen het om dit te verdien? Ons is nou baie kinderlike voorbeeld, maar dis hoe ons mense mos is. Jy vergewe, maak net reg. Ek vergewe jou, kry tog maar net wat jy verdien. En ek pik nou nie op jou regtig nie, hoor. En ek wil jou tog net nooit weer sien nie. Die probleem is dikwels nie dat ons vergewe nie. Die probleem is dat ons die straf net so 'n bietjie uitstel. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Die Bybel sê vir ons dat ons niks meer teen daai persoon kan hou nie. Dit beteken nie ek gaan nie meer onthou sy het die remote gesteel. Natuurlik gaan ons onthou, man. Elkeen van ons hier sit, het die Here ook 'n verstand gegee. Jy gaan onthou. Jy het vergewe, jy onthou. En juist daarin dat jy onthou dat sy die remote gesteel het, bring dit ware vergifnis. Want nou bring jy dit na die Here toe. En jy sê, Here, in hierdie vergifnis bring ek na U toe. Want sy het my remote gesteel. Mag ek dit daar vergewe, mag gee dit vir U. Ek gee dit vir U. Dis nie meer deel van my nie. Die derde waarheid oor vergifnis. Bitterheid is 'n gevangenis. Nou jy hoef nou definitief nie geleerdheid te hê, ek wil self sê, op baie kennis of wysheid te hê om hierdie te verstaan nie. Jy kan net jou oë en jou ore oopmaak en sien jy wat se bitterheid daar in mense se harte is oor dit wat in die verlede gebeur het. Hebreërs 12 vers 15 sê vir ons duidelik, en daar's 'n waarskuwing vir jou en vir my, want hierdie Bybel is vir ons geskryf. Daar staan in Hebreërs 12 vers 15, pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet nie. Moenie bitterheid in jou hart kos gee nie. Waarom nie? Want bitterheid groei. Dis soos daai verkeerde hond wat jy kos gee, dit groei. Dit bly nooit klein nie. Dit versprei, dit vergiftig, dit steel jou vrede. En dan kom mense en dan sê hulle, moenie dat mense jou vreugde steel nie. Dit gaan oor die ware vergifnis. Dit steel jou geestelike lewe. En iemand het eendag altyd gesê, om te vergewe is om soos gif te drink, en jy wil hê die ander persoon moet doodgaan. En dit is presies wat dit is. Jy dink jy straf die ander persoon,
Maar jy is die een wat die gif drink. Jy en ek is die een wat die gif inneem en dit vernietig ons eie liggame. Jy is een wat nie in die nag kan slaap nou nie. Jy is die een wat wakker lê en jy is die een wat die koue sweet partykeer so op jou voorkop uitbring. En jy is die een wat gevange bly in dit wat gebeur het. En ek gaan vanoggend nie maak asof vergifnis maklik is. Dit is nie altyd maklik nie. Kom ons wees nou eerlik. Hoeveel van ons is hier wat hier sit wat sê, ek kan daai persoon nie vergewe nie. Jy verstaan nie wat het daai persoon aan my gedoen nie. Vergifnis is nie maklik nie. Daar is wonde wat vars is in elkeen van ons se lewe. Elkeen van ons wat hier sit, het sulke vars wonde. En daar is dinge wat nog nie opgelos is nie. Daar is dalk mense wat vir jou nog nooit gesê het, ek is jammer nie. Ons almal weet ons waarvan ons praat. En ons beleef dit in ons eie lewe. Maar ek besef ook, dat as ek bitterheid hier binne my hart toelaat, sal dit in my hart wortel skiet, en dan sal ek 'n gevangene wees, vir solank ek nog nie Bybelse vergifnis toegepas het nie. Dit sal hier in jou hart bly en jy sal bitter raak. En die een ding lei tot die volgende ding. Die vierde waarheid van vergifnis. Nou laat ek hier nou 'n ware verhaal vertel in 'n paar minute, as daar tyd is, sal ons nou dit daarna kyk. Net na die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n Christen vrou met die naam van Corrie ten Boom. En sy het die wêreld deur gereis as 'n getuie vir Christus oor wat vergifnis is. En sy het die mense vertel wat sy deurgegaan het en wat sy moes vergewe het, amper soos wat ek hierdie week moes deurgaan, of soos wat jy hierdie week of hierdie maand of hierdie jaar moes deurgaan. Ons elkeen weet presies waarvan ons praat. En hierdie dame het gegaan om te gaan getuig van die vergifnis wat daar is. Jy sien, want sy en haar familie het die Jode teen die nasies beskerm om hulle in hulle eie huis te bring. En soos hulle gevang en hulle is in 'n konsentrasiekamp in Ravensbrück geplaas. En daar het hierdie suster van Corrie ten Boom onbeskryf Kan jy my hoor? Om verskoning vir dit. En daar het hierdie Corrie ten Boom en haar suster Betsy onbeskryflike lyding beleef. Hulle is verneder, hulle is uitgehonger, hulle is mishandel. Uiteindelik het haar suster Betsy gesterf in hierdie konsentrasiekamp. En jare daarna, terwyl hierdie Corrie ten Boom nog getuig het van hierdie vergifnis, nou raak dit nie meer so maklik nie, staan 'n man op, so uit die gehoor na haar toe, en hy sê vir haar, ek is een van daai persone wat veroorsaak het dat jou suster Betsy oorlede is. Ek het intussen die Here ontmoet en die Here het my vergewe. Sal jy my vergewe? Corrie vertel later dat dit baie moeilik was. En alles hier binne in haar het geskree, nee, ek kan nie hierdie man vergewe nie. Sy onthou die kamp, sy onthou die vernedering, sy onthou haar suster Betsy. Sy onthou die pyn.
En toe stilweg praat sy met die Here en sy sê vir die Here, Here, ek kan nie hierdie man vergewe nie. U sal my moet help. En toe gebeur daar iets merkwaardig. In 'n oomblik help die Here haar om daai man te vergewe. En sy vergewe hom. En later skryf sy steek toe haar hand uit en sy skud toe plat met hom. En geliefdes, sy het nie vergeet nie. Sy kon nie vergeet nie, maar sy het vergewe. En dit dan bring ons nog by die volgende punt van die waarheid. Punt die 5de waarheid. Vergifnis is nie om te vergeet nie. Vergewe en vergeet, wat ons tog so maklik in ons Afrikaanse taal sê. Ek sal vergewe en vergeet, of ek sal vergewe en nie vergeet nie. En die mense gebruik dit nou maar soos wat hulle dink. Maar die Bybel sê nêrens wat ek dit kon lees nie. En as jy dit kan lees, asseblief wys dit vir my, dat ons vergewe en moet vergeet nie. Daar staan ons moet vergewe. Party wonde is so diep. En dit bring daai herinneringe terug, wat so seer was. Maar juis daaraan lê die krag van vergifnis. Dat jy kan onthou wat gebeur het, en dit na die Here se voete toe bring. Wanneer daardie persoon instap, kom daardie herinneringe terug. As Elise instap, kom daai herinneringe terug van die afstandbeheer wat sy gesteel het. Maar jy sê, Here, ek gee dit weer vir U vanoggend. Dan werk die genade van God, want dan doen jy dit nie uit jou eie krag uit nie. Jesus, ek het nie vergeet wat hulle aan my gedoen het nie. Net soos wat Jesus nie vergeet het wat hulle aan hom gedoen het nie. Hy het presies geweet en dit onthou. Hy het presies gevoel. En dit is nog was vars in sy gedagtes en tot vandag toe nog. En ons sien eendag daaruit om daarna met Jesus te gesels. Natuurlik onthou hy dit. Wat 'n vernedering was dit nie vir hom nie. En tog bid hy, Vader, vergeef hulle. By die 6de en die laaste waarheid oor vergifnis. God se standaarde is nie ons standaarde nie. God se standaarde is hoër as ons sien. Sy weë is nie ons weë nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. En Efesiërs 4 vers 32. Jy het dit so mooi gesê. Vergewe mekaar soos Christus julle ook in Christus vergewe het. Vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Het jy al gesit en bietjie bepeins en gedink oor hoe het God jou dan vergewe? Hoe het God jou vergewe? Toe jy dit verdien het? Nee, allerminst nie toe jy dit verdien het nie. Toe jy goed genoeg was? Nee, baie beslis nie toe jy goed genoeg was nie. Toe jy alles reg gekry het in jou eie krag? Nee. Hy het jou vergewe toe jy nie kon nie. Toe jy sê, Vader, ek is 'n verlore sondaar. Ek het hierdie sonde. Vergewe my deur die bloed van Christus. Soos Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God het jou vergewe, toe jy niks gehad het, absoluut niks gehad het, om hom terug te gee nie. En nou sê hy verder vir jou en vir my vanoggend, jy moet dieselfde doen. Jy moet absoluut vergewe. Ander persone, anders kan hy jou nie vergewe nie. Geliefdes, dit is onmoontlik om in jou eie menslike krag iemand te probeer vergewe. Dis nie moontlik nie, dis nie in ons natuur nie. Dis slegs deur die werking van die Heilige Gees dat jy dit werklik
kan doen. Miskien sit hier dalk vandag iemand hier in hierdie samekoms van gelowige, en miskien is daar iemand se naam nog vlak in jou gedagtes, wat jy nog nie kon vergewe het nie. Maak nie saak wat die storie is nie, jy kon daai persoon nog nie vergewe nie. Daai persoon se naam is onmiddellik hier voor jou. Die persoon se gesig is onmiddellik nog hier voor jou. Dalk is daar meer as een, dalk is daar 'n paar. Sien, iemand het jou seer gemaak. Iemand het jou dalk verraai. En dit gebeur. Dit gebeur daar buite. As dit nog nie met jou gebeur het nie, verwag maar. Iets sal gebeur. Iemand het jou dalk baie erg teleurgestel in hierdie lewe. Iemand het dalk gemaak dat jy alles verloor het wat jy dalk in 30 jaar bymekaar gemaak het. Dit gebeur. Dit gebeur in ons lewe. Iemand teen wie jy al jare bitterheid dra. En vandag staan Jesus hier voor jou met sy spykermerke in sy hande en hy wys dit vir jou. En hy vra vir jou vanoggend. Het ek dit verdien? Het ek dit verdien? Maar dis wat ek vir jou moes doen. Ek het jou sondes vergewe. Jou prys is betaal. Hy vra nie vanoggend vir jou of die ander persoon vir wie jy nog nie vergewe het, dit verdien nie. Hy vra, het jy ook die genade gegee vir daai persoon wat hy aan jou gegee het? Sien, die kruis van Christus is die grootste bewys dat vergifnis moontlik is. Want toe ons skuldig was, het hy ons vergewe. Toe ons verlore was, het hy ons eerste lief gehad. Toe ons niks verdien het nie, het hy ons genade gegee. Kom ons luister na die getuienis van Corrie ten Boom. Is net 'n paar minute nie te lank. The source of our strength is Jesus Christ himself. And his cross shows us that we can accept suffering as a part of God's plan for this world. When I was in a concentration camp, one of the most terrible things I had to go through was that they stripped us of all our clothing. And we had to stand naked. The first time was the worst. I said, Betsy, I cannot bear this. And suddenly it was as if I saw Jesus at the cross. And the Bible tells, they took his garments. He hung there naked. And I knew he hung there for me, for my sins. And by my suffering, I understood a fraction of the suffering of Jesus Christ. And it made me so thankful that I could bear my suffering in love. So amazing, so divine. He meant my life, my soul, my all. Some people are afraid to look at the cross. Are you? Don't be afraid. The cross is terrible. It's terrible how Jesus suffered. For if you had been the only person in the world, Jesus should have suffered for your sins. It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said,
that mensen, I'm now Christian, I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for the opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. Do you know that Jesus said it? When you do not forgive those who have sinned against you, my heavenly Father will not forgive you your sins. And I knew, I'm not ready for Jesus' coming because I have no forgiveness for my sins. But I was not able, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, brother, give me your hand, and I shook hands with him. And it was as if I felt God's love streaming through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No, I can't either. But he can. My vriend, ek weet nie wat die Here vandag in elkeen van ons se hart aanspreek nie. Maar wat ek weet, wat hy in my hart aangespreek het. Daarom kies ek vandag om die mense wat my seer gemaak het, aan God oor te gee. Ek sê nie dat geregtigheid nie saak maak nie. Ek sê nie dat die waarheid nie belangrik is nie. Ek sê nie dat vertroue sonder wysheid herstel moet word nie. Nee. Ek sê nie dat vertroue net sommer van self sal geskied nie, maar ek weier dat bitterheid my hart sal regeer. En ek laat dit in die oordeel van God oor. En ek nooi elkeen van u vanoggend wat hier sit, broer in Christus en suster in Christus. Ek nooi jou vandag uit om dieselfde te doen. Bring daardie naam, bring daardie gesig, bring daardie pyn na die voete toe van die kruis. En die mense wat ons nog nie vergewe het nie. Die vergifnis. En ek sluit af en ek wil hê jy moet die laaste paar woorde hoor. Vergifnis beteken nie dat ek onreg goedkeur nie. Dit beteken dat die reg op wraak is wat op God se hande plaas. Amen. Ons moet in die hemelse Vader help ons om dit